Goeiedag. Het jy al van 'n kornoelieboom gehoor? Wel, as jy het, is jy beter as ek. Want ek het, totdat ek vir hierdie oordeenking voorberei het, nog nooit van so 'n boom gehoor nie. Dis blykbaar die Afrikaanse naam vir die Engelse dogwood. En volgens legende is Jesus se kruis van die boom se hout gemaak. As jy egter 'n dogwood of 'n kornoelieboom sien, sal jy besef dis totaal onmoontlik om 'n kruis van sy hout te maak. Want dis eerder 'n struik en nogal 'n kleinerige struikie wat baie keer in tuine aangeplant word vir versiering as 'n boom. Maar 'n mens bederf mos nie 'n goeie storie met feite nie. So die legende vertel, dit was eers baie groot en omdat sy hout sterk en stewig was, het dit boumateriaal vir verskeie doeleindes verskaf. Vanweë sy rol in die kruisiging word gesê dat God die boom beide vervloek en geseën het. Dit was vervloek om vir altyd klein te wees, sodat dit nooit weer groot genoeg sou word om as 'n kruis vir 'n kruisiging te gebruik nie. Sy takke sou nou en skeef wees, wat dit ongeskik maak vir bouwerk. Terselfdertyd is die boom geseën sodat dit elke lente pragtige blomme sou dra, net betyds vir Paasfees. Om God se belofte aan die boom te onthou word gesê, het hy dit 'n paar eienskappe gegee, sodat wie ook al daarna kyk, dit nooit sal vergeet nie. Byvoorbeeld, die blare vorm die vorm van 'n kruis. By noukeurige ondersoek het die blomme van die boom altyd 4 blare. Die middel van die kornoelieblom is 'n digte groep wat soos 'n doringkroon lyk. En die punte van elke blomblare is ingeduik en lyk soos spykermerke. Daar selfs kleure in die blare wat herinner aan die druppels bloed wat tydens die kruisiging gestort is. Dis 'n mooi storie, maar dit bly tog maar net 'n storie. Daar is geen Bybelse of botaniese bewyse hiervoor nie. Ons weet gewoon nie watter soort boom gebruik is. En dit maak nie saak nie. Wat wel saak maak, is dat deur sy dood aan die kruis, Jesus ons losgekoop het van die vloek van die wet. Deurdat hy die volmaakte offerande geword het, hoef ons nie meer die straf vir ons sonde, die dood, te betaal nie. Die kruis was die plek waar Jesus ons sondes gedra het en deur sy lyding die dood oorwin het, sodat hy 'n nuwe lewe kon gee aan 'n wêreld vol sonde en dood. Galasiërs 3 vers 13 tot 14 sê, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meegebring het, deur in ons plek en vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. Christus het vir ons baie spesifiek aan 'n houtkruis gesterf. En deur sy dood en opstanding is dit vir ons moontlik om 'n lewende verhouding met God te hê. Ons almal het Jesus nodig om ons van ons oortredinge te reinig. Ons het hom nodig om ons gebrokenheid te herstel. Ons het hom elke dag nodig om ons te lei. Kom ons bid saam. O Here van die skepping, ons dank U vir U seun wat die hoogste offer aan die houtkruis vir ons verlossing gebring het. Amen.